Welkom terug hier by die kanaal De Rugby Guru en in vandag se video gaan loer ons daar na die wedstryd tussen Cardiff teen die Stormers natuurlik en die Stormers is weer op toer en hierdie keer wag Cardiff Arms Park, 'n veld wat altyd 'n bietjie anders voel as enige ander plek in die Verenigde Rugby Kampioenskap. Die kunsgras, die laadak, die blou see van die ondersteuners wat letterlik op jou skouers asemhaal, skep 'n atmosfeer waar Cardiff dikwels bo hulle gewig boks. So die Stormers kom Wallis toe as die span tweede op die punteleer, net 1 punt agter Glasgow en dit maak hierdie wedstryd massief. Hulle weet net 'n oorwinning hier kan hulle weer bo aan die punteleer plaas en dit natuurlik as Ulster 'n opskudding kan veroorsaak teen Glasgow Warriors wat nie onmoontlik is nie. En natuurlik Cardiff van die ander kant sit op die 7de plek op die punteleer, so hulle veg vir top 8 posisie. En vir hulle is hierdie wedstryd amper soos 'n uitspeel kwalifiserende wedstryd. Hulle kan dit nie bekostig om tuis te verloor nie, want die spanne wat in daardie top 8 is, soek almal plek en selfs buitekant met Connacht wat natuurlik ook nog kan kwalifiseer. So hulle kan dit nie bekostig om tuis te verloor nie, want as een van die ander spanne die punte kry en hulle val vas, dan is dit so goed soos hulle is uit. So ja, dit is die Stormers se seisoen wat wys dat hulle een van die gevaarlikste aanvallende spanne in die kompetisie is tot dus. Hulle 62-3 gedruk en amper so 5800 meter met bal in hand, 337 verdedigers geklop en 120 skoon breekslae gemaak. En ja, hulle is 'n span wat jou kan straf uit enige situasie. Evan Roos is natuurlik die top 3 drukker in die hele Verenigde Rugby Kampioenskappe en Sasha Wynberg en Komezulu is tweede op die punteleer met 147 punte gelyk met Chris Smith natuurlik van die Leeu's. Maar Cardiff bring 'n ander tipe uitdaging. Hulle is nie die span wat jy gaan uitkap met vleer nie. Hulle is 'n span wat jou gaan vasdruk. Hulle gaan jou dwing om te skop en hulle gaan jou straf as jy ongeduldig raak. Hulle is die span met die meeste duikslae in die Verenigde Rugby Kampioenskappe met meer as 2600 en hulle het 'n beter verdedigingstempo as die Stormers. So dit sê vir jou alles oor hulle karakter. Hulle hou van lang fases, hulle gee nie maklik op nie en hulle maak jou werk vir elke meter van die veld wat jy wen. So wanneer jy na die twee spanne se styl kyk, sien jy amper 'n botsing van filosofie. Die Stormers wil die spel oopmaak, hulle wil die tempo vinnig maak, hulle wil die bal lewendig hou en half jou dwing om in die breë kanale te verdedig. So Cardiff van die ander kant wil die spel stadig maak, hulle wil by die afbreekpunte 'n oorlog basies voer en hulle wil die Stormers terugdruk met slim skopwerk en dit is waar die groot taktiese geveg lê. As die Stormers die tempo kan beheer, die fases kan verleng en Cardiff se verdediging kan rek, dan behoort hulle genoeg vuurkrag te hê om die tuisspan te breek. Maar as Cardiff die Stormers dwing om van diep af te speel, as hulle die afbreekpunte wen en as hulle die Stormers se ritme kan ontwrig, dan raak hierdie wedstryd baie vinnige 50-50 stryd. Dan die vaste 5 gaan ook 'n massiewe rol speel. Die Stormers het 'n 92% lynstaan en skram sukses en hulle wen 'n klomp strafskop in die skram, al klaar 56 hierdie seisoen gewen, terwyl Cardiff se lynstaande groot probleem is. Hulle het al 43 lynstaande verloor en dit is 'n area waar die Stormers die wedstryd kan beheer. En dan natuurlik daai twee stryd tussen Forshey en Javan Sebastian en die lynstaanwerk van Heerden en die fisieke geveg tussen Roos, Dixon en Paul de Villiers en Basham, Bottom en Dan Thomas gaan definitief 'n lekker stryd wees. En as ons so vinnig daar gaan kyk na die span van die Stormers natuurlik wat op die veld kom, so ons gaan kyk daarso na Roos natuurlik, hy het die meeste 3 gedruk tot dusver in die kompetisie en ja, dis die individuele wedstryd van Roos teen Dan Thomas wat dit nogal gaan interessant maak. Roos bring daai Britte krag, daai momentum en ongelooflike vermoë om verdedigers te breek, terwyl Thomas een van die beste verdedigers in die kompetisie is met 232 duikslae en 15 omkeer besit. So as Roos boor Thomas kan kom, wen die Stormers die voordeellyn. As Thomas Roos neutraliseer, dan wen Cardiff die veldposisie. En dan natuurlik het ons vir Sasha teen Ian Lloyd wat net so interessant is, twee jong teens en beide van hulle wat
wat baie lief is vir flair, risiko's vat en vinnig aanval, maar ek dink tog dat Sasha takties meer in beheer is met sy langafstandskoppe en sy skynskoppe en ook sy spelbeheer. En dan natuurlik is daar ook nog die twee gevegte tussen Damian Willemse teen Cam Winnett, twee 15s wat hou van hardloop, maar op verskillende maniere. Willemse is meer fisiek, kreatief en onvoorspelbaar, terwyl Winnett meer slim, posisieel sterk is en gevaarlik is op die teenaanval. So as Cardiff die liggeveg gaan wen, kan hulle die Stormers terugdruk. As Willemse die ruimte kry, kan hierdie wedstryd oopmaak. So takties gaan die Stormers moet geduldig wees. Cardiff se verdediging breek nie maklik nie. Jy moet oor hulle gaan oor en oor en hulle gaan duik heel dag lank want dit is wat hulle gewoond is. Hulle is gewoond om te duik heel dag en daardie foute uit te byt. So die Stormers kan nie net op flair staat maak nie. Hulle gaan met hulle strukture bou, fases hou en die afbreekpunt beskerm. Dit is waar die wedstryd gaan gewen of verloor word, soos ek genoem het met Dan Thomas wat skitterend is by die afbreekpunte. Gelukkig het ons vir Paul de Villiers daar wat ook 'n groot rol kan speel by die afbreekpunte en ou soos Ben Jason Dixon en Evan Roos wat ook die bal kan draai en Andre Hugo Venter wat al voorheen gewys het dat hy ook as 'n tweede flank diens doen vir hierdie Stormers span. So Cardiff gaan definitief probeer om die Stormers se ritme te breek. Hulle gaan die bal probeer hoog hou. Hulle gaan die Stormers dwing om van diep af te speel en hulle gaan probeer om die Stormers se dissipline te toets. Ons het gesien hoe Roos absoluut verlede week uitmekaar geval het toe hulle hom so bietjie geïrriteer het en hopelik het John Dobson met Evan Roos gepraat daaroor en dis nie net Evan Roos nie, ou soos Adrey Smit en Neetling Forshey en selfs Andre Hugo Venter se geduld gaan getoets word veral by die afbreekpunte en by die kontaksessies. So ja, maar die Stormers het die kwaliteit om hierdie wedstryd te wen as hulle plan uitvoer. Hulle het die pak, hulle het die flair en hulle het die spelers wat wedstryde kan wen uit niks uit nie. Cardiff gaan alles gee want dit is op hulle tuisveld die Arms Park, maar die Stormers behoort genoeg vuurkrag te hê om die tuisspan te breek, al gaan dit nie maklik wees nie. En dan as jy alles saamvat, kry jy 'n wedstryd wat perfek gebalanseer is tussen flair en struktuur, tussen fisiekheid en taktiek. Tussen die Stormers span wat momentum soek en die Cardiff span wat natuurlik tuis voor hulle skare 'n groot naam wil skok. So dit gaan 'n harde, intense strategiese wedstryd wees en as die Stormers hulle vaste fasette gebruik en hul geduld behou, behoort hulle uiteindelik die oorhand te kry. Maar Cardiff gaan laat hulle werk vir elke liewe punt. So ek wil amper voorspel dat die Stormers hierdie wedstryd gaan wen met tussen 3 en 6 punte. Dit gaan 'n stryd wees tot die bitter einde. En ja, as ons dan nou gou vinnig so deur die twee spanne gaan, Damian Willemse, Suleiman Hartzenberg en Leolin Zas in die agterste driehoek. Leolin Zas sal moet baie goed wees onder die hoë bal. Suleiman Hartzenberg wat inkom, daar is vraagtekens oor sy fiksheid. So dit gaan interessant wees en dan natuurlik Wandisile Simelane en Jonathan Roach wat ook 'n kombinasie vorm, onervare as 'n senter kombinasie en weer eens Jonathan Roach wat terugkom van 'n besering af. So die vraagteken is daar oor Suleiman Hartzenberg en Jonathan Roach. Dan die skakelpaar van Sasha Ngomezulu en iemand kan wat skitterend vertoon het verlede week met tye en hulle gaan wil voortbou op daardie kombinasie totdat Kobus Reinagh kan terugkom van besering af. Dan natuurlik Evan Roos, Ben Jason Dixon en Paul de Villiers wat 'n skitterende lostrio vorm met Ruben van Heerden en Adrey Smit wat die lynstaande gaan probeer domineer, as ook die vaste fasette van die spel met Neetling Forshey wat die kaptein is, Andre Hugo Venter en Tutuka Nkunu wat vir my tans die beste loskopstit in Suid-Afrika is op vorm. Dan op die reservebank het ons ouens soos JJ Kotse, Ollie Kebbel, Zachary Porten wat daai stabiliteit bring in die tweede helfte veral en dan Salman Murad wat sy terugkeer bring wat 'n bietjie ervaring en leierskap bring, Marcel Tennyson en Keke Murabe, as ook Stefan Ungerer en Yuri Matthee wat die 23 dan voltooi vir hierdie Stormers span. Dan as jy gaan kyk daar na die span van Cardiff, natuurlik in die agterste driehoek het hulle vir Cam Winnett, Jacob Beaton en Tom Bowen. Ons het genoem hoe goed Cam Winnett is met sy posisiering en sy teenaanval en Jacob Beaton en Tom Bowen definitief twee ouens wat definitief as hulle spasie kry, dit gaan gebruik. Ben Thomas en Rory Jennings in daardie middelveld met Ben Thomas wat as 'n tweede losskakel basies speel. Hy kan taktiese skopwerk doen
en hy kan die Stormers op die agtervoet plaas wat ek ook genoem het, dat ek dink hierdie Cardiff span gaan probeer om die Stormers in hulle eie gebied vas te pen en te probeer laat hardloop van binnekant hulle eie gebied. Dan die skakelpaar Johan Mulder en Ian Lloyd, natuurlik Johan Mulder Suid-Afrikaans en hy kom teen iemand kan te staan vandag wat 'n groot tweestryd gaan wees en dan Ian Lloyd en SFM wat natuurlik twee jong losskakels is wat definitief dinge kan stuur. Daai lostrio tuin Basham, Dan Thomas en James Bottom, ek dink dit is waar die wedstryd gaan gewen of verloor word by die afbreekpunte en die tweestryd tussen Dan Thomas en Paul de Villiers gaan 'n liplekker ene wees en dan die slotte Rory Totten en George Knott saam met die vooruit Javan Sebastian, Liam Belcher en Danny Selfwood, soos ek gesê het, ek dink die Stormers kan die vaste 5 of vaste versette oorheers en hopelik by die afbreekpunte ook domineer en dan gaan die agterlyn baljaar. Dan op die bank Duff Hughes, Rhys Barrett, Kieran Asarati, Alan Lawrence, Evan Lloyd, Alice Bevan en Steph Emmanuel en dan Lee Halfpenny wat sy ervaring bring vir hierdie Cardiff span. So ja, dit is die voorskou mense, laat weet my daar in die klets wat julle dink, wie gaan hierdie wedstryd wen en dan sien ek julle natuurlik om so 8:30 vanaand met die begin van die wedstryd wat so om 8:45 afskop. So ons gaan 'n bietjie lekker gesels en musiek speel en ons reg kry vir daardie stryd natuurlik. So tot dan toe groet ek vir eers, totsiens van my kant af.